dit was nou baie insiggewend en baie moeilik om eintlik te respond. Al wat ek kan doen is acknowledge. Ek is hier in 'n posisie om enige verandering te bring nie, maar ek doen my part. Daar is al wat ek op die oomblik kan doen, is om te help om die boodskappe buite te kry, sodat een van die leiers wie in 'n posisie is om verandering te doen, hopelik kan dit in en uit die, hopelik sit dit vas en doen ietsie binne, want daai is presies die storie wat u nou so pas vertel het, storie van baie mense wat ek ontmoet het in die laaste 4 jaar. En ek bedoel, ons was nou in Eastern Cape al, ons was in Saron, en op baie plaatse, ek kan nie al die plaatse se name onthou nie, en die storie bly dieselfde, en as een van die goed wat die leier vroeger genoem het, van sustainability, self-sustainability, en die wat ons mense so opgebreek word en uitversprei word. Divide and conquer. Daai bly nog steeds een van hulle textbooks strategie. Exactly. Van mense wat self-sustainable is nie maklik om te beheer nie. So hulle moet vir ons afhanklik hou om vir ons te kan beheer. Van sodra jy jouself kan sustain, dan is hy nie controllable nie. En daai is die situasie waarin ons is. Maar ons gaan nie plat lê en ons gaan nie die vrugte in die generation blikkie. Ons kan nou sien die monster wat ons beklei. Maar ons kan seker maak ons kinders gaan 'n betere situasie Mila erf as wat ons nou het. En alleenlik gaan dit gebeur as ons aksie vat vandag. Maar ek is bly u die courage om als daai te deel van I've reached out to the DA. Ek het briewe geskryf in die sens van net om die toilets te kon uitsort vir ons. Ek meen die kakkelpa oor hier is disgusting man. I reached out to Mackenzie so many times. Ek het al vir hom vasgedruk al by Greenpoint Stadium. You know? Net om te vra vir Jaap, want hy sien mos ek staan in my security klere in man. Ek is altyd daar om te protect and serve. Today, I'm working with law enforcement. Ek is CID in die Kaap. Ons werk saam. En bijou sê, maak het my net om te ding as ek wil aankyk. Hulle weet nie wat ek die maak nie. Because hulle ander spanne. Kom bly my huis wegvat en afbreek in my gesig in. And I've never spoken. Ek het nog nooit die gepraat by enige van my weke nie. You know, because you have to maintain that professionalism. Yes. But ek het nou genoeg gehad man. Ek sit met niks meer nie. So there's nothing that you can do to me now because I've been through hell and back again. You know. En daar is ook iets wat ek nou observe met dat wat u nou deel. Hulle sit voor ons in 'n posisie waar jy voel die hand wat jy voel, jy wil nie daai hand wegslaan of 'n ding nie. Maar op die einde van die dag, sy is al een wat lei onder. So ons mense moet die courage kry om uit te praat. Zodat sy suffer nou al klaar. Laat die eieren suffer voor jou eie acties. So staan op en doen iets. So dan als jy suffer, dan weet jy, hy is well deserved. Maar die suffering wat ons nou deurgaan, as jy deserve suffering, sy niks gedoen om dit te verdien. Ja, understand. So, ons mense... Ek baie nie. En elke keer, nou sit ek stukkie blokkie weg om die materiaal. Materiaal is duur. Het is. En dan kom hulle net in en dan swoep hulle net in en hulle vat het. Hulle breek het af. Hulle worry nie. Dan het hulle nog een nonchalant sarcastic attitude wat ek wil vra. Where's my material? Dan sak hulle by my af. Jy moenie nog van my kon in en uitpraat nie. Ga dadelijk sommer aan en 'n beanie in. Hoe moet ek... Wie het daar gaan smyt? Wie het die afgebreek? Julle het gesê, julle sit julle hande op ons materiaal hierso nie. Die mense wat vir ons moet beskerm. Exactly. Julle is like security hier. Landing bases is die mense wat die goed afbreek en die.
Maar julle hande is aan op ons goed. Julle wat werk vir law enforcement, julle hande is aan op ons goed. Ek het al so ver gegaan al, nee, ek wil 'n saak gemaak het by die polisiestasie, hier, Strandfontein, wil op 'n wit klip staan. They don't accept our cases. Hulle wil eiere, nee, but they have a mandate. They have a mandate to do things. Huh? And now what about me? What about my human rights? Wat van my mandates wat julle in plek gesit het? If you take my material, that's more stealing, man. Ja. Without my permission. Ja. Huh? Jy los my kooi, my goed wat ek hard voor gewerk het, my kas, my klere, my alles, is net so. Vir ander mense om te swoop in, steal het, sell het. Want jy het mos nou net die material gevat. Huh? Het maak die saak, het don't make sense to me. Ek het 'n saak gemaak by die ombudsman daar by die city, né? In die Kaap in. I'm still waiting, this is like almost 5 months back. Ja. Is ek reg? 5 of Yes, 6 maande yes. terug. Still Hulle sê waiting on 'n saak sal voorkom in 3 maande tyd. Ek gaan dan nou in vir 6 maande. Still waiting. So how is this government really working? It fail vir my om elke hoek te ry tot op die judges. Ons het nou die dag gesien die judges het skoons gaan staan om te picket. Ja, ja, ja. Huh? So what does that tell me? As a human being, what the hell is going on here? Niemand gaat niks sê nie. Gaat ons net alles word net onder die mat gevee. No man. Jammer dat ek so aanhoudend interject. No, it's fine. Maar die goed wat u noem, het trigger so baie goed wat ek observe, you understand? En met wat u so pas nou genoem het, wat ek ook observe is, wanneer mense in 'n spesifiek, soos julle nou sal sien, dat is so-called classified colored mense wat gebruik word in law enforcement, in die polisie. En die ander ding wat ek wil noem, wat nou amper my mind geslip het, is ons word in hy posisie gesit waar SEPs nie ons regte wil beskerm nie, want hulle sien as die cities law enforcement as ook 'n law enforcement entity, Exactly. en hulle wil die BVM en 'n law enforcement. Exactly. Maar in watter posisie sit hulle vir ons as die resident? Yes. Want Wat 'n oud het hulle gemaak? Accepts. you understand, To protect and hulle serve. vir ons protect van, met die geval wat u nou sopas gedeel het, en wat ek observe van baie gevalle waar evictions plekvind. Mense word soms ge-evict sonder enige legal notice, Yes. of sonder enige court order. Exactly. Dan wanneer sy vir SEPs approach om Yes. dat vir hulle te sê, staan hulle uit die water. Exactly. Uit die water. Yes. So, wat verwag julle moet die resident doen? Julle sit die resident in 'n posisie om die law te breek om hulle self te beskerm. You understand? Want julle as law Kan nie protect volgens- ons yes, rights. yes. You understand? So, die is die klein goedjies wat, again, ek gaan dit weer noem, het is tekstboek. Dit is als deel van die tekstboek en ek noem dit aanhoudend, want ons mense observe daai nogie. Hulle observe nogie die patency. Ik kan niet verstaan hoekom die nou die geween het. Ja. Because hulle kan nie huise vir ons gee nie. As ons almal sien, dit is mos broken promises. So how in the hell can those 3 judges, hulle het mos gesien wat law enforcement gedoen het illegally. Taking our structures is mos illegally breaking it down. Yes. But still you side with the city. Ja. It doesn't make sense. En kry No. But you making the norm a norm. Nou, die is die gesels wat ek wil hê ons mense moet hê, want het kom by die law. You understand? Want as 'n mens kyk na wat die definisie van 'n law is, 'n law is 'n ding wat unchangeable is, as 'n ding wat constant is. No matter wat ek sê, wat die next persoon sê, wat ewe ons gevoelens is, die law bly het kan nie, kan want as 'n mens kyk na die laws van physics, you understand?
ons gebruik gravity as 'n voorbeeld. As ek nou 'n klip vat of 'n ding vat, 100 keer uit 100 keer gaan hy klip grond toe val. Daai is wat 'n law is. Yes. Dit maak nie saak wat my feelings op hy dag is nie, hy klip gaan grond toe val. Yes. You understand? Maar daai is wat ons sien wat gebeur in terme van die legal law nie. Want die law beteken vandag een ding, wanneer afhangend van wie die defendant en Yes. wie die accuser is. Ja. Die law depend aan wie is die mense wat involved is in die scenario. Yes. Dan besluit die law wat is die hoe om te gaan. En daai is wat ons mense moet begin observe van net daai ding wat u nou aangehaal het dat even die judges het gaat picket. Exactly. You understand? Daai moet vir ons al die tekens is om te sien dis iets regtig fout met die system. Ja. En ons Daar's mense is so laks. Hulle is so vasgevang in hulle 9 to 5. Yes. Hulle besef nie dat hulle regte word dag by dag weggeneem Yes. in klein stukkies soos dit nie. Daar's hy. By die dag wanneer hulle kinders groot mense is, dan gaan hulle kinders nie die regte het wat hulle eers vandag het nie. En ons mense vandag het eers die regte wat ons Ons ouers ouers. 'n paar Yes. jaar terug gehad het nie. Ja. You understand? So ons moet begin besef dat die system once again is opgestel om krag van ons weg te neem Yes. as die ordinary persoon. Definitely. Soos ek sê, hulle bring shelters in, né? Daar shelters, but you need to pay. So jy moet sê as jy part-time is R600. As jy permanent werk het is 1002. Nou as jy kyk die weigerings op die pad in die city in. Nou sê ek gewoon my waker, hulle gewoon R600. Waar werk hulle? Firstly, waar werk hulle? So hoe kan hulle nog 'n R600 gaan afspeel vir 'n shelter? So what are you really doing? Nou hier kom ons in. Ons moet nou die arme weigerings van plek tot plek skuif in die Kaap in. Dit maak mos nie sin nie. Sy gebruik security om weigerings nou van plek tot plek wat nie die proper tools gekry het om die job te doen nie. What the hell? So what is law enforcement en SEPSA sa werk hier? Ja, hoe kan jy security net te verbruik? That is also not on man. Nou moet jy weet, as my breinmense, wat ek moet nou skuif van hoek tot kant toe, in die city in. So where is it gonna stop? Waar gaan het in? Dan, die city, gaan nog wragtig waar, skone naalde, vir die draggies, om verre vir hulle te inject en die.